So ons sluit vandag hierdie reeks af. Wag voordat ek daar kom. Ek het die voorreg om na 'n konferensie toe gegaan in Johannesburg hierdie week. So ek moet julle net vertel dat julle kan hoor waar hierdie pastoor was. Hy sit nie op vakansie nie. En ek sit in sessies en ek hoop ek gaan nou baie amens kry. So ek's maandag daar, so is vir my baie lekker om maandag aan te kom en die mense waarby ek groot geword het te gaan sien, my ma en my pa en my skoonmaale se huis is opgepak, maar ek slaap elke aand daar, so dis lekker om hulle te sien, paar vriende. Maar hier by Woensdag, want ek is nie meer 'n boksbeheerder nie. Okay. Woensdag, toe kry ek so half asof ek onttrekkingssimptome kry. Want is te besig en dis nie lekker nie. Die konferensie is lekker, maar die dorp is nie meer lekker nie. En ek sê, ek wil na huis toe gaan. Want ek sien myself nou as 'n oud soreniet. Dis waar die amens moet kom. Maar in die 10 maande wat ons nou al hier is, moet ek eerlik sê, al blou ligte wat ek in my lewe gesien het, is as 'n polisieman agter my is en hy wil my aftrek, omdat ek 'n Gauteng nommerplaat nog steeds het. Ek sê vir hulle, sal hoekom julle my aftrek? Vrydag ry ek gou met my ma se kar dorp toe. Hier lê 3 van die ouens vasgeboei, blou ligte, polisie het hulle 'n trok en klomp ander goed gesteel. Ek sê dank die Here, ek bly in Klein Jerusalem, waar hierdie goeders nie gesien word nie. Mens sien nie eintlik ouens wat vasgeboei word en op die grond lê en iets verkeerd gedoen het nie. So ons is waarlik in die beloofde land en ek het donderdag toe ek klaar is met die konferensie, vra ou vir my, is dit lekker om in Boksburg nou te wees? Ek sê nee, glad nie. Ek sê Jesus pastoor, jy is baie eerlik, maar so dit was vir my lekker. Ons het goeie tyd, goeie sessies. Ek is vol. Kom ek terug, was bietjie uitputtend fisies, maar geestelik is ek vol en ek is dankbaar dat 'n mens kan gaan en net jou koppie weer gaan volmaak. So dankie vir julle wat vir ons gebid het en saam met ons gestaan het. So ons sluit af met die reeks lig in die donker. Jerusalem. Ek nou nog steeds by Jesaja 60 vers 1 tot 3. Sê staan op. Sê vir jou langs jou, staan op. Nee, sê dit beter. Staan op. Jerusalem, laat jou lig skyn sodat die volke dit kan sien. Dis nie net 'n lig skyn nie. Dis soos dat ander dit kan sien, want die Here se heerlikheid skyn op jou. Duisternis kom oor die aarde, donkerte oor al die nasies. Nie soveel oor Oudtshoorn nie, maar oor Boksburg. Hulle is ook die nasies. Maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy teenwoordigheid. Nasies sal stroom na wie se lig? Na jou lig, en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. So hierdie, glo ek, is 'n profetiese woord. Ek het dit al elke week gesê, is 'n profetiese woord vir ons as gemeente, maar ook vir Oudtshoorn. Want daar's 'n lig wat elkeen van ons moet skyn in 'n donker wêreld. Maar so maklik raak ons deel van die wêreld wil ons lig onder 'n maatemmer sit, ons gaan nou daar by daai skrif kom, maar die eerste week kyk ons na, lig sal altyd duisternis oorwin. Wat is duisternis? Is jou sonde wat jy toelaat in jou lewe. So 'n paar dinge het ons aangeraak, dit was 'n bietjie styks eet, boodskap, en ons het 'n paar dinge uitgewys, wat ons toelaat in ons lewe, wat maak dat jy nie meer jou lig kan skyn nie. Dan word dinge om jou duister. Poelie die week daarna het hy gekyk na hoe ons as Klein Karoo gemeente moet ons lig skyn in 'n duister Oudtshoorn. So ons is hier geplaas vir 'n rede, ons is hier geplaas om 'n lig hier te skyn. Nie in George nie, in George ook, hopelik as jy George toe ry moet jy dalk 'n lig gaan wees, maar ons is hier geplaas vir 'n spesifieke rede om hier 'n lig te skyn. En die Here het 'n plan met Klein Karoo gemeente om sy lig hier te kan skyn. Week 3, verlede week, het ons gekyk, ons moet ons lig
verander skyn. En ons het 'n illustrasie hierso gedoen dat ons mekaar se kersse aangesteek en dit hier kom neersit het, sodat ons nie net vir onsself lig skyn nie, of net vir onsself 'n lig wees in 'n duister wêreld nie, maar ons moet ook verander wat sukkelend is, wat arm is, wat dit moeilik vind, moet ons gaan lig kers aansteek, sodat daar lig kan wees. Was 'n mooi oomblik verlede week gewees. Hierdie week kyk ons na Matteus 5 vers 14 tot 16. Dit sê, julle is die lig vir wie? Die wêreld. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. So as 'n lig bo op 'n berg sit, jy kan sien, daar's lewe. Daar's iets wat daar gebeur. So, julle is 'n lig vir die wêreld, en die wêreld is duister. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. So dit sê, julle is 'n lig vir die wêreld. So ek het 'n lig wat ek skyn. Maar so maklik kan ek my lig vat en net vir myself wees. Ek is 'n lig vir die wêreld en ek gaan 'n lig vir die wêreld skyn en daai eie ek mentaliteit, ek gaan alles doen. Dis nie wat hierdie woord sê nie. Hy sê ons is 'n lig vir die wêreld. Ons moenie, dan waarsku hy, moenie hierdie doen nie. Dan sê hy, sit dit op 'n staander, sodat dit lig vir die hele huis kan wees. Hy sê dat julle goeie werke, dat julle goeie werke kan sien, en julle Vader in die hemel kan verheerlik word. So jou lig is nie vir jouself nie. Jou lig is ook nie net dat jy dinge moet doen mee nie. Jou lig is op die ou einde om God te verheerlik. Maar so maklik kom ons, en hierdie is 'n sleutelhouer, hy gaan gewoonlik saam met jou oral, sit hom aan jou kar sleutels of so. So as jy ooit 'n lig nodig het, dan is hy by jou. Dis, God is die lig. Jesus is die lig vir ons. So nou sit ons, okay Jesus, ek vat jou oral saam met my, en ek sit hom in my sak, en nou kort ek 'n torch, en ek haal hom uit, nou hoop ek hy gaan werk. Laat ek maar die knoppie aanhou. En nou is hy oral saam met ons. Nou skyn ek my lig, ek is soos, okay, ek weet waar om te gaan, ek weet wat om te doen. Ek kyk nie in my bonnet nie, ek bel iemand om in my bonnet te kyk, maar as ek moet, dan staan ek, as ek in die aand staan, dan kyk ek in my bonnet, ek maak seker ek doen wat ek moet doen, ek sit hom af en ek sit hom weer in my sak. En so kom ons in die geestelike lewe. En ons is net wanneer ons hom nodig het. Haal ons hom uit, en ons skyn ons torch. Hierdie ene het nou triks aan. 2 keer. Hy werk as ek die knoppie inhou. So, ek skyn net wanneer ek hom nodig het. En wanneer ek hom nie nodig het nie, sit ek hom in my sak. En wanneer ek hom nodig het, en ek het nie my kar sleutels by my nie, dan het ek hom nie by my nie. Want hy is aan my kar sleutel gekonnekt, en ek kan hom net gebruik as hy by my is. Maar so maklik, kom ons, en dis nou onder die maatemmer, in hedendaagse taal. So dis wat hierdie skrif sê, in vers 21. En hy het vir hulle gesê, die lamp kom tog nie. So dis dieselfde deel, net in Markus. En hy het vir hulle gesê, die lamp kom tog nie om onder die maatemmer of onder die bed gesit word nie. Is dit nie om op 'n staander te sit nie. So hy sê, moenie hierdie ding in jou sak net druk nie. Jou lig moet skyn.
Wat laat ek jou vra, moet jy hom net vir my aansit hierso, want nou skyn hy net so, nou en dan skyn hy net so dof, as hy. So nou is hy aan. So ek kan hom, en ewen al is hy aan, sit ek hom in my sak, dan skyn hy nêrens. En ons is nie daar om 'n lig te wees soos wat God gesê het, wees 'n lig vir wie? Die wêreld. Want ek is so, hierdie ene is eintlik maar bietjie 'n klein liggie. Hy doen sy werk vir wat hy nodig is, maar hy's, as ek hierdie ene uithaal, wat sê gaan jy eerder kies? Die grootte. Die kleintjie as jy hom aan jou sleutel wil sit. Maar hy het nie dieselfde krag as hierdie nie. En ek gaan julle nou daai ene wys. Daai ene sê caution, die lens raak warm as jy vooraan hom vat. So braai raak hy, maar ons gaan nou by hom kom. So die kleinheid daarvan, en ek sê nie jy moet so wees nie. Daar's 'n rede vir hierdie ene. Ons almal moet hom saam met ons vat en ons moet daar wees as ons hom nodig het. Maar pas op dat jy hierdie ene wat net aan 'n sleutelhouer gesit word, wat jy net in jou sak kan bære. Pas op dat jy so lig word. Jy het 'n rede hoekom hy daar is. Jy kan hierdie tipe lig skyn, maar dan sit ons hom in die kar. As jy by die skool gevra word, wie woon kerk by? Dan kyk jy eers in die klas, wie gaan hulle hande opsteek? Wie's kinders van die Here? Dan kyk jy eers in die klas rond. Maar as jy by die kerk is, dan sê jy, ja pastoor, ek is 'n kind van die Here. Ek skyn my lig. Want dit is maklik om jou torch hier uit te haal. Dis maklik om hom dalk daar by jou huis, waar as jou pa sê, kom, bid aan die tafel, dan haal ek my torch uit. Maar by die skool, dan sit ek hom in my sak. Want ek is tog te bang wat die mense van my gaan dink. Dan sit ons hom onder 'n maatemmer. Die volgende ene is ene wat ook oral saam met ons gaan. So haal gou, jy mag nie jou selfoon in die kerk uithaal nie, behalwe as jy die Bybel lees. Maar haal gou jou selfoon uit. Sit gou jou torch aan. So ek moes dit Google, want ek weet, as jy bekeerd is, en 'n Apple het, nou almal soos wat nou, dis 'n inside joke, sê, nee, het gaan nie oor jou foon nie, maar sit jou torch aan, hierdie torch, kom ook handig gebruik, maar baie selfgesentreerd, hierdie een is nie so skerp nie, hy kan jou nie verblind nie, ek kan hom aan Henny se oë skyn, hy kan jou nie verblind nie, ek kan maar hierso Andrei, hierso, hy kan nie aan jou oë skyn nie, hy maak nie, maar as daai ding is, daai groot is uithaal nou, dan gaan julle sien. Maar hierdie een is alles net vir my. As ek iets in die kar in daai black hole in laat val het, en ek moet gaan soek waar is hy, in die aand, dan kom hierdie een handig te pas. Hy skyn 'n lig, hy maak 'n lig, hy doen wat hy moet doen, so ek kan daar onder ingaan en ek kan hier gaan kyk, ja, man, wat haal ek hier uit? So hierdie ene is net vir my. Maar kyk hoe, as ek dan die fokus op my sit, gaan gou na jou, sit die torch, lig die torches op, sit hom, gaan na jou kamera toe, gaan in by jou kamera, ek weet nie, Google sê Samsung, as jy in jou kamera setting ingaan, en jy wil 'n foto van jouself neem, dan sit hy jou lig af. Daar is soos 'n grappie wat daar. So dan gaan die lig af. Want ons raak gefokus. Kyk, ek kan maar die lig aansit. Kom ons sit. Hy kan nie eers die torch aansit as ek op die kamera oop is nie. So nou wil ek 'n foto neem, maar ek sien meer 'n lig nie. Want ons raak gefokus op onsself, want hierdie ding is so selfgesentreerd. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Die woord van God is 'n lamp, en daai lamp gaan nooit uit nie. Dis nodig dat ek en jy ons kamera afsit en 'n lig skyn.
Al is dit 'n flouerige liggie, maar God roep ons nie net vir hierdie liggies nie. Kom ek haal die maniere uit. Ek gaan eers hierdie ene. Ja, nou moet ek hierso knoppies sit oral. So nou hierdie ligte. Hulle maak werk. Hulle doen die ding, hulle doen wat die Here voorroep. Maar hierdie een kan nou nie stel nie, maar hy kan bietjie flouer. So hy het 2 settings. Ek kan al bo skyn, ek kan kyk wat gaan daar aan. Hierdie is gewoonlik, sorry, daar's mense op die galery, skyn ek in julle oë. Maar ek kan daar bo skyn, ek kan hier, daar inskyn, wat s'als daar? Hy kan vir my 'n bietjie brighter lig skyn. En hy kan die werk doen veel meer as wat hierdie 2 kleintjies, hierdie wat hier in my sak nou is, wat glad nie 'n lig skyn nie, en my selfoon, wat sy lig skyn, behalwe as ek die selfie aansit. En die selfoon is net goed genoeg vir klein donker hoekies as ek ietsie soek. Maar hierdie ene kan ek maar skyn. Ek kan groot dinge sien. Ongelukkig, maak net jou oë toe, asseblief. Want dan gaan hom nou oor julle oë skyn. So ongelukkig, wat ons doen, ek is 'n lig, Andrei, hier's die pad, wys die pad, maar ja, Andrei, en dan skyn ons dit in sy oë, en dan lyk hy soos 'n hasie wat spotlight gesien het, springhaasjag. En dan kry ons hierdie ene, so hierdie ene is een van daai ligte wat as die buurtwag verby jou kom, dan lyk dit of dit dag word in jou sitkamer, as hulle, ek weet dit word nie hier gedoen nie, in Boksburg, so 'n paar keer, dan kom die buurtwag af verby. Maar hierdie ene het 'n baie sterker lig. Nou moet ek, so hy kan hy kan weier stel en hy kan meer gefokus raak daar waar hy moet gaan. So ek kan hom fokus en ek kan weier gaan, sodat ons die pad weier kan wys vir almal om ons. Maar Sheldon, maak toe jou oë. Maar nou sê ek vir Sheldon, en ongelukkig is Sheldon 'n baie nice ou, hy ken die Here, maar nou kom en ek skyn in sy oë en ek verblind hom. So ek sê nie, ons moet nie mense regwys op hulle sondes nie, en dit wat hulle verkeerd doen, en sê Sheldon, dit wat jy doen is verkeerd. En ek skyn in sy oë, en ek verblind hom, en ek judge hom. Die wêreld lyk mos om daai, moet my nie judge nie. Maar ek wys hom sonder liefde reg, en ek wys in sy oë. Want die woord sê in Johannes 3 vers 19 en 20, hy sê, en dit is die oordeel. So die wêreld sê, moet my nie judge nie, die woord sê, hierdie is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het. Hierdie lig het in die wêreld gekom. Hierdie lig het in die wêreld gekom om mense te wys na wie toe? Jesus toe. Nie net op hulle sondes nie. Hulle sondes, Jesus sal hulle vrymaak, nie jy nie. OK? So ek moet na Sheldon toe kan gaan en ek moet vir Sheldon kan sê, Sheldon, jy lewe verkeerd. Maar weet jy waarheen jy moet gaan, Sheldon? Hierso, Jesus toe. En ek sien nou nie 'n kruis, en daar is die kruis. Daarso, Sheldon, jy moet soontoe gaan. Jy moet kruis toe gaan. Dis waarheen jy moet toe gaan. Hier is die pad, dis wat jy, pas op hierso, hier's donker hierso. Pas op, loop soontoe. Loop soontoe. Hierso, Sheldon. Loop. Kom hierdie kant, Sheldon. Hierso. Wag, kom ons maak net 'n bietjie weier, dat ons kan ver sien. Hierso, Sheldon. Kom. Kruis toe. Daarso, kom ons fokus, sien jy kruis? OK, kruis toe. Laat jy gaan. Dis Jesus. So die oordeel is nie vir my nie. Ek kan teregwys, ek kan vir hom sê, Sheldon, jy's op pad hel toe, soos wat jy lewe.
Maar ek gaan vir jou wys die pad. Sheldon is bang, ek sê vir hom, nee, terug na Jesus toe. Nee, Sheldon, jy kan gaan sit, dankie. Ek sê, hy is op pad terug, en toe kom hy terug, hy sê, die pastoor het gesê, hy moet by Jesus kom. So die oordeel, hy sê, dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat. Die mense, nou hierdie een sit nog moeiliker af, as hy. Die mense het die duisternis nog liewer gehad. Want as ek hierdie lig afsit, en ek wys nie meer mense die pad nie, want dan kan ek na Sheldon toe kom, en ek kan vir hom sê, Sheldon, hier is die pad, stap, waantoe weet ek nie, maar stap. Waantoe gaan Sheldon gaan? Want nou sit ons lig af. So hierdie lig kan skade maak, hy kan jou verblind, en ongelukkig draai mense weg van die Here af, omdat ons, ek wil nou nie nog meer mense verblind vandag hê, omdat ons die lig skyn, maar mense het die duisternis so lief gehad, sê hulle hierso, duisternis liewer gehad as die lig. So ek moet gaan en ek moet na Jesus toe wys, want ek weet hulle is lief vir die duister, maar ek moet nie hierdie lig afsit nie. Ongelukkig moet hierdie lig gecharge word. Waar charge jy? By Jesus. Jy, wat die lig is. Maak seker jy kom by Jesus uit. Want anders na ruk, as ek net hierdie ding gaan aanhou, gaan ek of my vinger brand as ek hier aan die globe vat, of ek gaan pap loop. So maak seker jy kom by die Here uit, jy as lig van God moet gecharge word. Want mense gaan aanhou uit jou uitvat. Dan sê, okay pastoor, net pastoor nie. Okay Sheldon, jy moet nou hierso. Gaan wys iemand na die kruis toe. Kyk wie het sonde. Waantoe Sheldon? Pas op dat jy nou toe instamp nie, sorry. Okay. Waantoe Sheldon? Waantoe vat jy hom? Kruis toe. Daarso. Kruis toe. Sorry. Daar sê. Het jy daai ene sit met triks af. So dankie Sheldon. Dankie dat jy mense kruis toe wys. So dit sê dat mense die duisternis liewer gehaat as die lig. Want hulle werke is boos. Want hulle werke is boos. So mense, die wêreld het die duisternis liewer, maar ek bedoel goed. Ons bedoel goed in die kerk, om in iemand se oë te skyn. So al wat ek doen is, as ek in jou oë skyn, ek gaan nou nie meer in iemand se oë skyn nie, ek beloof. As jy in sy oog skyn, dan verblind jy hom. Dan voel dit duister, vir daai persoon op daai oomblik. Want ek het in sy oog geskyn. Maar as ek in liefde hom kan vat aan sy arm, en kan sê, hey, jy's 'n sondaar, jy het Jesus nodig, en ek gaan jou die pad wys na Jesus toe. Dis nie net so, hey, sleg. Dis dit ook, want die heel eerste reeks het gesê, hey, let op na hierdie goeters, want dit is wat duisternis veroorsaak. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig toe nie. Dan dat sy werke nie bestraf mag word nie. So pas op hoe jy jou lig skyn. Want ewen hierdie ene, van hier af, gaan hy nie vir Sheldon enigiets eintlik maak nie. Ek kan hom hier wegwys, ek kan vir Sheldon wys, hey, jy is sleg, jy moet regkom,
en hy gaan hom nie verblind nie. Maar as ek hier teen Sheldon staan, en ek skyn hom in sy oë, gaan nie weer in jou oë skyn nie. En ek skyn dit in sy oë, maar hierdie een kan ook die pad wys, as ons net hierso so. Pas op net, dat jy nie hierdie een net in jou sak weer druk. Sê Sheldon, kruis toe, en dan so, loop. Loop, okay, jy's op jou eie. Cheers. So pas op dat ons sulke goed ook met mense doen. Want dan maak ons skade. Die kerk bedoel goed. En ons sê nie, ons gaan mense disciple en ons gaan mooi dinge doen in die kerk en ons gaan mooi met liefde optree. Dan skyn ons 'n lig vir ou en dan druk ons om ons sak. Jy's nou op jou eie. Jy's mos nou sterk en groot genoeg. Pas op, laat ons nie duisternis in mense se lewens laat plaasvind nie. Ek wil hê jy met jou oë toemaak. Maak nie saak wat se lig jy skyn nie. Of dit 'n flits, klein liggie, selfoonliggie, of een van hierdie groot torches, of dit is nie. Dit is nie jou lig nie, maar die ewige lig, Jesus Christus. Hy is die oortuiger. Hy is die een wat mense red. Hy is die een wat mense vrymaak. Jy moet net die pad na hom toe wys. Jy moet saam met 'n oue pad stap. Want as jy langs hom staan en jy wys 'n bietjie hierso so sy verkeerd, sy sonde, en nie in sy oë inskyn hier van voor af. Pas op dat mense nie in duister getrap word as gevolg van jou werke nie. As gevolg van jy wat so graag vir hulle net wil wys. Want dis nie jy nie, dis Jesus. Dis by die voete van Jesus wat mense gesond word. Dis nie jou mooi gebedjie en jou aanraking nie. Dis jou lig wat hulle soontoe vat. Maar dis hy wat hulle gesond maak. Dis hy wat hulle oortuig. Dis hy wat hulle maak dat hulle vry is van alle bose magte wat hulle vrymaak. Nie jy nie. Nie jou gesalfde gebed nie. Maar is jou lig wat jy ontvang het van Jesus af, wat vir mense die pad moet wys. Want hy is die ewige lig. En as jy aanhou lig skyn, as jy mense na Jesus toe wys, dan sal mense minder die duisternis lief hê. Want jy het hulle nie in hulle oë geskyn nie. Jy het hulle die pad gewys na Jesus toe. Marlene, ek gaan jou vra om net so saggies te kom speel. Hou jou oë toe. Hierdie 4 weke het ons gekyk na hoe is God vir ons lig? En hoe kan ons lig wees vir ander? Vandag is meer van 'n waarskuwing. Want nou het ons gemotiveer en ons het opgetel, wat moet ons doen om ons lig te skyn? Maar baie keer kry ons hierdie lig en ons sê, Here, is reg. Maar ons weet nie hoe om hierdie lig te gebruik nie. En ons bedoel goed, en ek sê dit weer, ons bedoel goed. Maar ons verblind mense, want ons wil ons lig net vir hulle wys dat hulle verkeerd is. In plek van eerder om langs hom in te kom en vir hom te sê, is by die kruis waar jy jou redding gaan kry. Is by Jesus Christus. Nie 'n selfsugtige lig nie. Nie net jou selfie-cam die hele tyd wil aansit en dink jy gaan jou lig nog as jy op jouself gefokus is nie. Ook nie daai lig wat jy net in jou sak druk nie. Maar dat jy 'n lig sal wees waar ook al jy gaan. By die werksplek,
by jou familie, vir jou man, vir jou vrou, vir jou kinders, vir jou kollegas. Skyn jy vir jou kollegas 'n lig? Wys jy hulle na Jesus toe? Of as jy daar kom, sit jy hom dalk in jou sak. Hierdie selfoonliggie, haal jy hom net uit wanneer jy iets verloor het? Dalk 'n geliefde, dalk jou werk verloor het, dan wil jy gou jou lig uitwaal. Net wanneer ek hom nodig het, Here, ek het 'n finansiële deurbraak nodig, maar enige ander plek, dan sit jy daai selfie cam aan en jy is net gefokus op jouself. Op jou besigheid, op jou huwelik. Sit jou selfie cam af en raak gefokus op Jesus en om siele by hom uit te kom. As jy dalk jou lig in jou sak gedruk het, dalk op jouself begin fokus het, meer geworried en obsessed oor jouself en jou eie maniere, en jou eie sukses, jou eie rykdom, of dalk het jy hierdie skerp lig opgevat. Jy sê, Here, ek wil die lig skyn. Maar jy tree nie op in liefde om langs iemand in te kom en te sê, hier is die pad nie. So in alles, al 3 hierdie ligte, moet jy die eie ek laat sterf, sodat Jesus verheerlik kan word, sodat daai skrif in Matteus 5 vers 14, die laaste deel, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Hy moet sien daar's 'n transformering in jou. Hy moet sien daar's 'n lig wat skyn in jou. En julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Jou lig verheerlik die Here as jy hom skyn na die Here toe. As jy mense wys, hierdie is waar ons moet loop. Mense wat lief geraak het vir die duisternis, moet ons daar gaan uithaal. Maar ons moet vir hulle die pad wys. As jy nog nie 'n lig opgeneem het nie, of dalk jou lig in jou sak gesit het, of op jou 'n selfoonliggie begin skyn het, of jy het hierdie lig begin skyn in mense se oë en dit gaan oor jou en nie oor God nie. En ek vra dat jy net jou hand sal opsteek en laat sak. Jou hand laat opsteek en laat sak. So hande wat opgaan, vra dat jy jou oë sal sluit. Ek sien na jou hande. Dankie Jesus, dat ons oor elkeen kan bid, wat sy hand opgegaan het. U het elkeen gesien. U ken hulle by die naam. U ken elke persoon. U weet wat se lig het hy gebruik. U ken sy hele wese. Ons bid Here dat U elkeen sal ontmoet op sy plek. U het 'n roeping oor elkeen se lewe om 'n lig te wees vir 'n duister wêreld. Om die pad te wys. Dankie Jesus dat ons hierdie pad kan ervaar wanneer ons langs mense inkom, saam met hulle stap, saam hulle beweeg, en dat U verheerlik kan word wanneer hulle by U kruis kom uitkniel. Dis mense wat vandag die besluit maak en sê, Here, ek het die lig gesien en hierdie lig het my gewys na Jesus toe. En hulle kom na U toe, Here, en sê, neem hierdie lewe wat ek hierdie lig, of dit een van hierdie 3 is, of dalk geen lig nog nie. Here, bid ons oor elkeen dat U vir hulle die lig sal wees. En dat hulle lig sal opneem om vir die nasies, vir ander,
te gaan skyn in die naam bo alle name, Jesus Christus. Dankie dat U naam verheerlik word en ons bid Here U seën oor hierdie gemeente, oor die week wat vir ons voorlê. Ons bid Here oor hierdie week se bazaar wat opkom. Ons vra Here dat U seën oor dit sal rus. Elkeen wat werk ingesit het, elkeen wat gegee het, dat U hulle mildelik so terug sal seën. Ons bid Here dat U sal oplig, sal versterk, wysheid gee en dit wat ons moet doen hierdie week, Here dat ons dit met boldness en vrymoedigheid kan doen. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my toevlug, my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, die pyl wat op dag vlieg, die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy of 10.000 aan jou regterhand, nou jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee en met te bewaar op al jou weë, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Amen, amen en amen.